Goeiemôre broers en susters. Is lekker om so saam met julle weer in die kerkgebou te wees vanmôre. Ons gebed is dat die Here regtig deur sy woord en deur sy gees vir ons elkeen sal kom bedien en dat ons 'n ontmoeting met die Here sal hê deur ons saam wees ook so vanmôre. Geliefdes, dis 'n voorreg om vanmôre weer so by mekaar te kan wees hier in die erediens. Ek het weer hierdie prentjie daar opgesit. Prentjie oor die Heilige Gees, omdat ons besig is om met mekaar saam te gesels oor die uitstorting van die Gees en die doop met die Heilige Gees en die vervulling met die Heilige Gees. Dit is alles hier in Handelinge hoofstuk 2 waar die dinge gebeur en ons is besig om met mekaar so 'n bietjie daaroor te gesels. So kom ons raak stil voor die Here. Ons raak bewus van onsself, van ons menswees, van dit wat ons ervaar en beleef. En dan gee ons onsself oor, ook aan die Here. Vader, wanneer ons vanmôre voor U staan, dan kom hierdie woorde terug, soos wat dit in Jesegiel 37 is. En waar Israel oor hulle self praat. Vader, baie keer praat ons ook maar met onsself of met die gemeente op hierdie manier. En ons sê vir mekaar, ons bene is uitgedroog. Ons het geen hoop meer nie. En dit is klaar met ons. Maar dan hoor ons ook U woord wat U sê vir Israel en vir ons. Ek sal julle grafte oopmaak en julle laat uitkom, my volk. Ek sal julle terugbring na die land Israel toe. Wanneer ek julle grafte oopmaak en julle laat uitkom, my volk, sal julle besef dat ek die Here is. Ek sal my gees in julle laat kom, sodat julle kan lewe. Vader, dankie dat U vir ons 'n belofte gee oor die koms van die Heilige Gees. Dankie dat ons weet dat wanneer die Gees kom, daar lewe en strome lewende waters uit U kinders sal kom. Dankie dat dit gebeur het op Pinksterdag. Ons eer U daarvoor. Amen. Geliefdes, ek groet julle in die naam van ons Here Jesus Christus, die Vader en die Heilige Gees. Die beloftes van die Gees wat die Here gee is in Handelinge 1 vers 5 en hy sê, julle sal binnekort gedoop word met die Gees. Dan sê die Here in Handelinge 1 vers 8, wanneer julle die Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang en julle sal my getuies wees. Jerusalem, Judea, Samaria, tot aan die uithoeke van die wêreld. Ons gaan weer saam lees vanmôre uit Handelinge 2, weer vers 1 tot by vers 13. Ons het al saam 'n boodskap gehad oor vers 1, en toe oor vers 2 en 3, en ons het so baie liggies aangesluit by vers 4, die eerste gedeelte. So vanmôre gaan ons verder voort met vers 4 tot by vers 13. Kom ons buig net ons hoofde voordat ons die woord van die Here lees. Hemelse Vader, ons is opgewonde vanmôre omdat ons hier in die kerkgebou by mekaar kan wees.
Ons is opgewonde omdat U woord sê, U het ons een gemaak met die Here Jesus Christus ons verlosser. Ja, ons is opgewonde vanmôre want U sê, U het ons een gemaak met mekaar as die liggaam van Christus, die kerk. Dankie Vader dat U voorsien het. Dankie dat U verlossingsplan uitspeel elke dag in ons lewe. Dankie dat ons in die Here Jesus Christus telke male voor U kan kom buig en ons afhanklikheid kan bely. Ons sonde kan bely. Maar dat ons ook in Christus die nuwe lewe kan aangryp deur die kragtige werk en inwoning van die Heilige Gees. Ons gebed is Vader dat U vanmôre U woorde opnuut weer vir ons sal oopmaak. En dat U vir ons sal help om iets weer te sien van die beloftes wat waar geword het en ook uitspeel, soos wat die woord dit vir ons sê, ook in ons eie lewe. Daarom kom ons na U toe vanmôre om te vra, maak U woorde vir ons oop. Vader, as ons so by mekaar is, dan bid ons ook vir mekaar. Dan bid ons vir hulle wat siek geword het. Ons dink, Vader, aan hulle wie se name ons genoem het. Johannes wat nie bygekom het vir wie ons bid vanmôre, vir Tannie Tini en haar gesin en familie, met die afsterwe van haar seun. Dankie dat ons kan weet dat U vir ons genadig is. Dankie Here dat ons ook kan hoor dat U genesing bring. Daarom sê ons dankie vir die genesing wat U alreeds vir Gerard gebring het in sy arms en ook vir Manuel vir wie ons al soveel kere gebid het. Dat U ook vir hom stadig aan weer genesing bring. Ons bid nou dat U verder net vanmôre ons bewus sal maak van die teenwoordigheid van die Heilige Gees en deur die Heilige Gees dat ons sal bewus word van Jesus wat in ons is en die Vader wat in ons is. Ons gee onsself oor in U hande. Amen. Geliefdes, ek gaan weer vir julle lees Handelinge 2, vers 1 tot vers 13. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek by mekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos 'n geweldige stormwind en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor, het 'n skare saamgedrom. En omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas, sê hulle toe. Die mense wat daar praat is tog almal Galileërs. Hoe hoor elkeen van ons dan sy eie taal? Perse, Medeërs en Elamite, sowel as die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en die provinsie Asië,
Frigië en Pamfilië, Egipte en die dele van Libië om Cyrene, mense uit Rome, Jode sowel as heidene wat die Joodse geloof aangeneem het, Kretensers en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie tale praat oor die groot dinge wat God gedoen het. Hulle was almal verbaas en uit die veld geslaan. Party het vir mekaar gevra, wat kan dit tog beteken? Maar party het gespot en gesê, hulle is dronk. Geliefdes, Pinkster het gekom. En in aansluiting by die gedeelte wat ons vanmôre oor praat, vers 4 tot by vers 13, is ons tema die doping en die vervulling met die Heilige Gees lei tot 'n kragtige getuienis. Die doping en die vervulling met die Heilige Gees lei tot 'n kragtige getuienis. Terwille van iemand wat dalk nie by die ander twee boodskappe hier was nie, terwille van my en van jou dalk net om 'n enkele streepie of twee weer vas te maak, wil ek begin deur te sê, God se beloftes dat die Heilige Gees gaan kom, word op Pinksterdag vervul. En ek het reeds vir julle gesê, God se beloftes van verlossing en redding is soos 'n legkaartstuk wat in mekaar pas. Die beloftes, die geboorte van die Here Jesus is nog 'n legkaartstuk, nog 'n legkaartstuk is sy lyding en sy dood en sy kruisiging, sy begrafnis, nog 'n legkaartstuk is die opstanding, nog 'n legkaartstuk is die gedeelte waar die Here Jesus aan die disippels verskyn het oor 40 dae, nog 'n legkaartstuk is die hemelvaart. Volgende legkaartstuk is Pinkster, die uitstorting van die Heilige Gees. En die laaste legkaartstuk, as ons na die woord lees, is die wederkoms van die Here Jesus Christus. God se beloftes word vervul op Pinksterdag rondom die Heilige Gees. Dit pas by 'n spesifieke plek in by God se verlossingsplan en dit is God se soewereine tydskedule wat aan die werk is. Ek het vir u gesê en ek wil dit net weer vanmôre net herhaal. Dit is nie omdat die disippels in die bovertrek of op die ander plek gewag het vir die Gees, dat die Gees gekom het nie. Dit is nie omdat mense gebid het dat die Heilige Gees gekom het nie. Dit is nie omdat daar 'n verwagting in hulle hart was en hulle gehoorsaam was aan die Here Jesus dat die Gees gekom het nie. Die Gees het gekom want God het bepaal lank terug, dis die beloftes uit die Ou Testament. En julle kan na die eerste gedeelte van hierdie boodskappe gaan luister oor hoe die Here dit ook vir ons in die beloftes van die feeste gegee het, wat tot vervulling kom op hierdie dag, op Pinksterdag. Daar gebeur twee groot dinge tydens die uitstorting van die Heilige Gees. Ons het vir mekaar gesê, dit is die geboorte van die liggaam van Christus, die kerk. Dit is die begin van die Christelike kerk, die liggaam van Christus. Ons het ook vir mekaar gesê, terselfdertyd is dit ook die doping met die Heilige Gees. En dan is dit ook die doping met die Heilige Gees wat oorloop in die vervulling met die Heilige Gees. Geboorte van die kerk, vers 2 en 3, die geluid wat die
vertrek hom volmaak het, die Gees wat in hierdie geluid, die asem van God wat die hele plek gevul het, en al die mense toegevou het deur die geluid, en dan ook die vlamme, die Heilige Gees wat homself verdeel, wat gelyk het soos vlamme van vuur, wat op elke een kom sit het. Dit is die doop met die Heilige Gees. Maar dit loop oor in die vervulling met die Heilige Gees. Ja, ek het klaar gesê, dis hoorbaar en dis ook sigbaar. Almal is gedoop, ek het dit klaar gesê. Handelinge 2, vers 2 tot 3, geliefdes, is die vervulling van Handelinge 1 vers 5, waar die Here Jesus vir hulle gesê het, gaan wag, en julle sal binnekort gedoop word met die Heilige Gees. En omdat die doop met die Heilige Gees, die uitstorting van die Gees, oorloop in die vervulling met die Heilige Gees, is dit belangrik dat ons vandag weer daar gaan begin. En dan wil ek graag vir julle net sê, geliefdes, want ek dink dit is belangrik dat ek en jy dit net vat. Omdat jy die Here Jesus ken, is jy ingebou in Christus, jy het een geword met Christus, jy het een geword met die liggaam van Christus. Jy is gedoop met die Heilige Gees. Maar omdat jy gedoop is met die Heilige Gees, word jy ook vervul met die Heilige Gees. Ons het vir mekaar gesê rondom die doop van die Heilige Gees, dit is die werk van God wat gebeur en wat plaasvind. Dit is soos die heiligmaking of die reiniging in Christus by wedergeboorte word jy skoon gewas en dit is God se werk. En wanneer jy in Christus jou lewe vir God gegee het, word jy gedoop met die Heilige Gees en dit is ook God se werk. Ek en jy het niks daarmee te doen nie, behalwe dat ons lewe aan die Here toewy en dit oorgee en in Christus begin glo. Maar omdat dit met ons gebeur, word ons vervul met die Heilige Gees. Die vervulling met die Gees is die praktiese handelinge van die Gees, omdat hy reeds nou binne in ons woon. En my vraag is net vanmôre, wat beteken dit om vervul te wees met die Heilige Gees? En ek het al 'n vorige keer vir julle gesê, partykeer dink verskillende kerkgenootskappe, verskillende Christelike spiritualiteite dink verskillend hieroor. So praat met my as julle voel dat ek nie, of as julle beleef dat ek nie die woord reg sny nie, want die Heilige Gees is ook binne in julle. En julle moet die vrede van God vind deur die Gees in Christus. As 'n mens hier gaan lees, dan staan hier geskryf in vers 4a, almal is vervul met die Gees. Wat beteken dit? Hierdie woord wat in die Grieks is, beteken bloot om volgemaak te word, om gevul te word. So die volgende vraag wat ek vir myself kom vra het is, wie word almal gevul? En hierdie woord is baie duidelik, almal word gevul met die Heilige Gees. Dis nie een of twee nie, dit is almal wat teenwoordig is. En omdat almal wat daar teenwoordig is, die kerk van die Here Jesus se geboorte, die geboorte van die kerk is en in die Here Jesus glo, so word ek en jy, wanneer ons glo, gedoop met die Gees, vervul met die Gees. Maar die vervulling met die Heilige Gees is iets wat gebeur, soos wat ons dit nou hier gaan lees. Maar dan hoor ons dat daar telke male soos wat Handelinge voortgaan, vertel word dat die gelowiges, dat sekere groepe vervul word met die Heilige Gees. So ons word vol van die Heilige Gees
En as ek nou gaan kyk na die woord, dan kan ons miskien nou Efesiërs 5 vers 18 toe gaan, wat sê, laat die Gees jou vervul. Met ander woorde, ek en jy moet toelaat dat ons vol gemaak word. Hier in Handelinge 2, wanneer die Gees kom, word hulle vol gemaak. Maar dan lyk dit vir my, soos wat ons in die daaglikse lewe beweeg, daar 'n plek is waar ek en jy moet oorgee. Dit bly steeds God wat ons kom volmaak deur die Gees. Maar ek en jy moet oorgee. In die mate wat ons oorgee, word ons volgemaak en word dit ook duidelik in ons lewe en lewenswandel, soos wat God ons kom volmaak. Daar staan geskryf, ons moet ons laat volmaak, sodat die Gees kan beheer neem in ons lewe. So die vervulling met die Gees gaan daaroor dat die Gees sigbaar word in ons lewe, in hierdie sin, dat dit deur ons optrede, deur dit wat hy in ons kom doen, dat dit sigbaar word. En daarom het ek gevra, waarmee maak die Heilige Gees my vol? Waarmee maak die Heilige Gees jou vol? En geliefdes, die heel eerste antwoord is natuurlik dat die Gees ons met homself kom volmaak. Ons word vol van die Gees van God. Maar dan staan hier ook dat wanneer die Gees hierdie volgelinge van hom in Handelinge 2, hulle was min of meer 120 by mekaar, dat hy hulle kom volmaak met die vermoë en 'n gawe om 'n ander taal te kan praat. Sien, wanneer die Gees in hulle inkom, dan gee hy hulle die vermoë om 'n taal wat hulle nie geken het nie, te praat. En ons sal net nou kom oor hoekom dit so gebeur. Nou geliefdes, hier gaan dit daaroor, en ons kan dit gaan lees in vers 4, hier staan hulle praat in ander tale, vers 6 praat daarvan, ons hoor hulle in ons eie tale, vers 8 praat daarvan, ons hoor hulle in ons eie taal, en dan praat vers 11 ook weer daarvan. In die Griekse taal is daar 2 woorde wat Lukas hier gebruik. Die eerste woord wat hy hierso voor gebruik is glosse. En glosse beteken net eenvoudig om klanke en woorde en geluide voor te bring wat in 'n taalvorm realiseer. Dit beteken met ander woorde om in 'n taal te kan praat. Die woordeboek het een van die woordeboeke het hierby geskryf. Dit is die taal wat verskillende volke en nasies en groepe gebruik om te kommunikeer. 'n Ander woordeboek het gesê, baie keer het dit interpretasie nodig. Nou hier kom die Gees en hy gee vir hulle die vermoë om klanke voor te bring, woorde voor te bring, wat 'n ander taal is. Want die tweede woord wat hy hiervoor gebruik, is dialektos. Dialek of taal, dialektos. En dit gaan bloot net oor 'n verbale kode, 'n taal, woorde, sins, konstruksies ensovoorts. So wanneer die Heilige Gees hulle volmaak,
dan kom woon hy binne in hulle, en omdat hy binne in hulle woon, gee hy vir hulle die gawe en die vermoë om 'n taal te kan praat wat hulle nog nie geken het nie. Het is aangrypend dat die Heilige Gees dit laat gebeur. Geliefdes, as 'n mens verder gaan lees uit die woord, dan kry ons Efesiërs 5, ek het net nou gelees, daardie gedeelte vers 18, laat julle deur die Gees vervul word, met ander woorde, laat julle vol word, en dan sê hy, wanneer die Gees jou vol maak, dan ontwikkel jy, en dan kry jy die gawe, en die vermoë, om God te dank deur psalms, gesange, geestelike liedere. So wanneer die Gees in jou kom, dan kom daar 'n begeerte om God te loof en God te eer en sy naam groot te maak met sang. Mag die Here vir ons genade gee dat ons as sy kinders altyd vol lof en dank en eer is rondom sang en die Here besing oral ter waar ons gaan. Sien, as ek 1 Korintiërs 12 bylees, geliefdes, dan staan daar, die Heilige Gees maak die gelowige sy liggaam vol met verskillende genadegawes. En as ek dit vinnig vir julle moet lees, dan wil ek dit net lees in hierdie sin, en ek wil nie daaroor baie praat nie. Ek wil dit net vir julle lees, sodat julle die klank van die woord hoor. Hy sê, wat die gawes van die Gees betref, broers, wil ek hê julle moet ingelig wees. Julle weet dat, toe julle nog heidene was, julle blindelings na die stom afgode meegevoer is. Daarom wil ek hê julle moet weet, dat iemand wat sê, vervloek is Jesus, nie deur die Gees van God praat nie. En niemand kan sê, Jesus is die Here, behalwe deur die Heilige Gees nie. So jy's gedoop met die Gees, omdat jy in Christus glo en in Christus ingebind is, en dis deur die Gees wat dinge gebeur. Hy sê, daar's 'n verskeidenheid van genadegawes, dit is dieselfde Gees wat dit gee. Daar's 'n verskeidenheid bedieninge, maar dit is dieselfde Gees wat hierdie opdrag gee. Daar is 'n verskeidenheid kragtige werkinge, maar dit is dieselfde God wat alles in almal tot stand bring. Aan elkeen afsonderlik, elkeen individueel, word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Aan die een word daar deur die Gees die gawe gegee om 'n woord van wysheid te praat. Aan 'n ander die woord om kennis deur dieselfde Gees te gee. Aan die een geloof deur dieselfde Gees, aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur die een Gees. Aan die een gee hy die krag om wonders te doen, aan die ander een die gawe om te profeteer. En aan nog 'n ander die gawe om tussen geeste te onderskei. Aan nog een gee hy die gawe om ongewone, en nou staan hier in hierdie vertaling, tale of klanke te gebruik. In die Grieks staan daar bloot net glosse, om tale en klanke te gebruik wat jy nie ken nie. En aan 'n ander een om dit uit te lê. Maar aan al hierdie dinge is die werking van een en dieselfde Gees, wat aan elke een afsonderlik 'n gawe uitdeel, soos hy wil. So wat gee die Heilige Gees? Waarmee vul hy jou? En nou kan ons nog baie ander gedeeltes seker intrek, om dit te gaan beskryf. Hy gee die vermoë om vreemde taal te kan praat. Hy gee die vermoë om te kan sing en te jubel en te juig. Hy gee verskillende gawes.
En nou het ek vir myself gevra, waarom kom gee die Heilige Gees verskillende vermoëns en gawes? Hoekom gee die Gees dit vir my of vir jou? Of hoekom het hy dit hier op Pinksterdag vir die mense gegee? En dan maak dit vir my sin om te gaan sê, dit is die vervulling van Handelinge 1 vers 8. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, in Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld. Die doop met die Heilige Gees, die vervulling met die Heilige Gees, die vol word met die Heilige Gees, se bedoeling is, of die bedoeling van God daarmee is dat die gelowiges gevul word met 'n kragtige getuienis. Nou geliefdes, weer net om vir julle dit terug te trek. Handelinge 2 vers 11 sê, almal wat teenwoordig was, daar wat nader gekom het toe die Gees gedoop is en die geluid plaasgevind het, almal is gedoop, almal is vervul, maar almal wat teenwoordig was en wat hierdie groot dinge gehoor het en gehoor het dat God deur sy Gees hierdie 120 of wat mense wat daar was, die vermoë gegee het om verskillende tale te praat wat hulle nie gepraat het nie. Hulle sê, ons hoor van die groot dinge van God in ons eie taal. Dit was God se bedoeling. Met die uitstorting van die Gees en die doop van die Gees, waar ons een met Christus en een met mekaar is, om ons te vul met 'n kragtige getuienis. En hier sê die mense, hier is 15 groepe wat so by mekaar gekom het uit die verskillende wêrelddele. Hier bo uit Afrika, hier na Egipte se kant toe, hier op by Israel en dan nog van 'n klomp ander gedeeltes. Hulle hoor die groot dinge wat God gedoen het in hulle eie taal. Geliefdes, dit spoel oor. Want as julle nou verder gaan lees, Handelinge 2 vers 14 tot 36, dan hoor julle Petrus se getuienis oor wat hier op Pinksterdag gebeur. Maar wanneer hy begin praat, dan sluit hy aan by die hele evangelie, die Ou Testament, die Nuwe Testament. Hy kom terug by die Here Jesus Christus wat gebore is, maar wat gesterf het en dat die Jode hom doodgemaak het en dat God besluit het om hom oor te gee, dat hy opgewek is en dat hy lewe en dat in Christus daar vir ons lewe is. Dit is sy boodskap. En dan hoor ons bietjie verder. Handelinge 4, Johannes en Petrus was op pad daar na die tempel toe, 'n man wat al 40 jaar lank verlam is. Petrus steek sy hand uit en sê, staan op en loop in die naam van die Here Jesus Christus. Hierdie man staan op en hy begin spring en jubel en sing. En die Joodse raad is baie kwaad. Want wat gaan nou hier aan? En vra hulle vir Petrus en vir Johannes, hulle neem hulle gevange en sê, wat het julle vir julle self te sê? En dan vertel Petrus en Johannes vir hulle, hierdie man het gesond geword in die naam van Jesus Christus, die Jesus wat julle gekruisig en oorgegee het, die Jesus wat gesterf het, die Jesus wat opgewek is en wat opgevaar het na die hemel toe, die Jesus wat vir ons die lewe gee, net in sy naam is daar lewe, sê hulle. En dan sê die Joodse raad vir hulle, julle moet doodstil bly, julle mag niks verder gaan sê nie. Dan sê hulle vir die Joodse raad, julle moet maar vir julle self besluit oor julle self. Vir ons kan nie anders nie. Ons praat oor wat ons gesien en gehoor het. Sien geliefdes, dit spoel verder oor. Stefanus se getuienis. Stefanus was vol van die Heilige Gees, so sê die woord. Hy getuig
Hy word ook deur die Joodse raad gevange geneem. En hulle vra vir hom, wat het jy vir jouself te sê? En julle kan dit daar gaan lees, is 'n lang gedeelte. Hy begin sommer hier by Moses. En hy vertel vir hulle die Ou Testament deur, die hooflyne deur in Christus, hoe Christus gekom het. En dan word hulle so kwaad dat hulle hom gryp en uitsleep uit die stad uit en met klippe doodgooi. Terwyl hy sterwe en op sy knieë sak, dan sê hy, ek sien Jesus staan by die Vader. En dan sê hy, Vader, in u hande gee ek my gees oor, moet hierdie ouens nie toereken wat hulle nou doen nie. Nou geliefdes, daarna breek daar 'n vervolging uit rondom die kerk. En dan versprei die evangelie soos die mense vlug na Judea en Samaria. En dan word daar onder andere in Samaria gepraat oor Filippus. Filippus se getuienis kom veral in Handelinge 8 vers 12 wanneer hy sê Filippus was daar en hy die evangelie van die koninkryk van God en die naam van die Here Jesus aan die mense verkondig en hulle het gelowig geword, mans sowel as vroue is gedoop. En Filippus se getuienis teenoor die Ethiopiër, die man wat ontman was, maar wat van Ethiopië afgekom het en wat 'n Jood geword het en kom aanbid het. En wat volgens die Joodse wet nie eers in die tempel kon ingaan nie. Hy lees uit Jesaja 53 en die Gees sê vir Filippus, gaan na hierdie pad toe. Wat verlate is, jy sal daar iemand kry. En toe hoor hy hierdie man lees uit Jesaja en hy klim op die wa en hy vra vir hom, weet jy wat jy lees? Hy sê nee. As iemand my nie vertel nie, hoe sal ek weet? Dan sê Filippus, kom ek verduidelik vir jou. Dan sluit hy aan by Jesaja, oor die beloftes van die Here Jesus en hy praat met hom oor die evangelie. Hierdie Ethiopiër kom tot bekering en hy word ook gedoop. Nou geliefdes, ons kan verder praat. Ek het hier maar net geskryf, die res van Handelinge beskryf die voortgang van die evangelie tot aan die uithoeke van die wêreld. Paulus se bekering, sendingreise. Petrus by Cornelius, die Griek. Ander wat die evangelie bring. Sien, die bedoeling van God met die uitstorting van die Gees is om sy kinders so te vul met die teenwoordigheid van die Gees dat hulle 'n kragtige getuienis het. En dan loop hierdie getuienis van Jerusalem af noord en dan draai dit na die weste kant toe. En dan draai dit na Turkye toe soos wat dit vandag bekend is. Draai na Griekeland toe, na Italië toe. Daar die hele gebied ontvang die getuienis van die Here Jesus Christus. Hier aan die onderkant gaan dit deur na Egipte toe. Gaan na die bopunt van Libië toe. Dit gaan verder onder toe na Ethiopië toe. Sien geliefdes, dit wat die Gees kom doen, en omdat ek en jy in Christus een geword het, omdat ons aan hom glo en die Gees ons gedoop het, stel die Gees ons in staat. Hy maak ons vol van sy eie wese, maar hy gee vir ons die gawes en die kragtige getuienis. En daarom kan ons deur die hele kerkgeskiedenis gaan kyk hoe die evangelie verkondig is. Daarom word ook vandag in Carolina die evangelie verkondig. Jy is nie gedoop met die Heilige Gees en vervul met die Heilige Gees om niks te doen nie. Mag God vir my en mag God vir jou so bekragtig
dat ons met vrymoedigheid en met oorgawe die getuies word van die Here Jesus Christus, soos wat dit staan in Handelinge 1 vers 8. Julle sal krag ontvang, en julle sal my getuies wees, van Jerusalem af, tot in Carolina. Kom ons buig net ons hoofde voor die Here. Hemelse Vader, ons kom vanmôre na U toe in diepe afhanklikheid. Dankie dat U dit vir ons oopbreek, dat dit wat op Pinksterdag gebeur het, te doen het met dit wat vandag in ons lewens gebeur. Dankie dat U ons vul met die kragtige boodskap van die Here Jesus Christus. Lewe in Hom, die nuwe lewe, die oorgawe aan Hom. Heilige Gees, kom vervul ons. Kom maak ons vol. Gee vir ons genade om aan U gehoorsaam te wees, om oor te gee. Want dan sal ons voller en voller word, meer en meer vrymoedigheid hê, meer en meer praat en doen. En ons gawes in die gemeente leef en praat oor die Here Jesus en die Gees toelaat om deur ons en in ons te beweeg. Ons gee onsself oor, Here. Dankie. Dankie dat ons as U kinders deur die Gees beset is en deur die Gees begelei word en gedryf word. Mag U in ons en deur ons, deur hierdie gemeente in Carolina, ander gemeentes in Carolina, verheerlik word. En mag mense tot nuwe oorgawe kom in Jesus ons Here. Amen. Geliefdes, mag God, wat vrede gee, julle volkome aan Hom toegewyd maak, en julle geheel en al na gees en siel en liggaam so bewaar, dat julle onberispelik sal wees, wanneer ons Here Jesus Christus weerkom. Geliefdes, kom ons gaan leef in die vrede van die Here. Geniet julle naweek, geniet julle dag verder, geniet julle week wat kom. Baie dankie.